Ek het 'n pappa. En kom ek vertel jou gou iets van my pappa. My pappa werk sy gat af vir 'n bietjie geld wat hy verdien. Kom ek vertel jou 'n geheim, skoppie man. Hoe lank ken jy my nou al as jy my nie glo nie? As my pappa Vrydag terugkom van die werk af, nê, dan kan jy hom vra. Hierdie dogter sorg vir haar pappa, want weet jy wat nê, my pappa het my groot gemaak, my pappa het my skoolfonds betaal, my pappa het vir my gesorg, al het hy nie altyd finansies daarvoor gehad nie, maar my pappa het my in die wêreld ingebring, en gebring tot waar ek is vandag, so ek is 'n goeie dogter nê, en ek sorg vir my pappa, nie soos julle nie, so as jy graag van my pappa se kant af wil hoor nê, kan ek jou Vrydag aand op die laaiflat kom, saam met my pappa, en ek kan my pappa jou vertel. My pappa het vir amper meer as 'n jaar sonder werk gesit. Ek het gewerk. Ons het 'n dak oor ons kop. Ons eet elke aand. Ek het 'n woefie. Ek sorg vir my woefie. Ek het nog 'n woefie. Ek sorg vir my ander woefie ook. Ek het 'n mamma ook. Ek sorg vir my mamma ook. Ek het 'n oupa wat in die hospitaal lê. Ek sorg vir my oupa ook, want weet jy dat my oupa by my ook bly? Het jy 'n probleem daarmee? For fuck's sakes. Wil jy my hele history weet? Dan kan ek jou fokke vertel, maar weet jy wat gaan jy vir my sê? Ag, Shai. Nee, ek is nie swanger nie. En ek sal ook nie gou swanger wees nie. En ek wil nie nou swanger wees nie. Okay, want ek wil nie nou 'n man hê nie. Okay. Ek volgens sê jou, dis poes weird. Hé, maar skoppe man, hè. Kan jy nog steeds nie jou naam gaan staan en regspel nie? Daar's baie wat my soek, nê, maar ek soek hulle nie. En weet jy wat is my so ironies, nê? As iemand my nie soek nie, sal julle nie soos flippendose te kere gaan nie op my life nie. Jy sien, en albei kom in dieselfde kak. Verstaan jy waaroor ek nou gepraat het? Ja. Maar moenie worry nie, my tannie is 'n speurder, so ek gaan nog gou kontak met julle inligting. Dan gaan ons julle regte name uitvind en sommer gou uitvind wie julle is. Alright. Ek ryk ook 'n fokkerrot, ek het nou daaroor gepraat. So, jy het niks actually met my lewe uit te waai nie, maar weet jy wat nê? Dit gaan nie oor wie en wat my wil hê nie. Die Here sal die regte man op die regte tyd op my pad sit. Alright, vir nou het ek 'n mamma en 'n pappa en 'n oupa vir wie ek gaan sorg tot die dag wat hulle 6 voet onder die grond lê. Alright. En ek soek 'n man wat dit gaan waardeer, want ek sal vir sy ouers ook sorg. So kom oor jouself toe, bou 'n bruggie, en as jy dit nie kan doen nie, nê, vra my, dan help ek jou. Dan klim jy gou oor jou bruggie, okay? Ek sal vir jou sement ook leen. Ja, 'n man het aan my geraak. Ek was 19 jaar oud, ek was in 'n standvastige verhouding en 4 maande, ja. 4 maande voor Oktober aan geword het, ek het nog steeds die persoon se nommer, ons is nog steeds goeie vriende, ons het verloof geraak, there was a lot of stuff that happened, and yes, now I'm going to be very honest, ek was swanger daai tyd, maar dinge het nie uitgewerk nie, omrede my verhouding toksiek was, en ek rondgebliksem was. Okay, hy het baie verander, ons is nog steeds pelle, maar dit het actually volkom met jou te doen nie. En weet jy wat nee, dit het ek uit my foute uitgeleer. Ek was onlangs in losjaar weer in 'n verhouding, baie oulike ouetjie, baie nice, maar dit help niks in 'n verhouding saam met iemand wat 'n girl soek met groter tiete en groter ass nie. Dan kan ek vir daai girl gaan soek, dan gaan ek dit vir jou gun. Dan kry vir jou girl met groter tiete, dan kry vir jou girl met 'n groter ass. Hallo. Nee, kyk nee. Jy fucking weet nie self nie eens wat jou naam is nie.
Ja, wat jy het nou die dag op die live gesê, dis skop die man. Nie skoppie man nie, of wat? Sorry, ek kan nie so spel nie, nee. En nou hoor ek jy is 'n skoppie met 'n besem. Nee, dit Inside dink jy het 'n besem jokers, op. nee. Ek wil gou iets sê, inside jokers boelie nie ander mense nie. En julle is actually net hier om hate op my live te sit. Wat is jou kakka? As jy nie nou gaan hê nie, gaan ek jou bliksem. Kan ek jou waier vir jou aansit? Asha, kan ek waier vir jou aansit? Jy hoef my nie te glo nie, dan gaan ek maar net vir Kevin sê, hy kan jou bel en julle kan gesels. Maar weet jy wat nie? Jy het actually nie nodig om vir my het verlede te weet nie. Ek was jonk, ek was amper 20, ek het foute gemaak. En jy weet wat nie? Dankie vir my foute. Sit ek hier waar ek vandag sit. At least as ek 'n volwasse vrou en klim ek nie op flippin mense se lives en boelie mense nie. Ek gaan vir jou aansit, nee? Maar dan moet jy nou stil hê. Ek gaan lê. As jy nou gaan op ek gaan jou vloek. Lê. Kyk hoe my knap. Binne die waier vasgeknap. Oh my soul, Simonai. Sorry, ek gaan net gaan sit. Ek gaan net kyk so jy het. Ek het nie ere. Kan ek jou iets vra? Het ek enigiets gepraat van abortus? Ek het 'n miskraam gehad. Okay. Ek het nie abortus gekry en ek is so fucked up nie. My honde. Nou moet ons kyk na die telefoon hier op die kaspas. Jou waier op die kaspas. Ag nee my volk. Ek kry sommer hier. Soek jy 2? Soek jy 1? For fuck's sakes. My ouers vat dit soos wat dit kom. Ek is 'n sterk mensie. Dit het so tussen 4 jaar terug gebeur. Daar sal weer 'n geleentheid wees. Maar vir nou is dit wat dit is. Ek kan net vir soveel bid en soveel vra. En as die Here dit nie vir my bestem het nie, sal dit nie vir my bestem wees. Punt. Daaraan kan ek niks doen as die Vader dit nie so wil hê nie. Daar's baie mamas wat deur dieselfde trauma gaan, wat nie daaroor praat nie, ek praat ook nie daaroor nie. Ek hou my kakka vir myself. Alright? Dan het niemand nodig om 'n deel te wees van my kakka nie. Daar is niks sies daaraan nie. Ek was 'n volwasse vrou, ek het gewerk. So daar's niks sies daaraan nie. Ek was daai tyd standvastig, ek het gewerk en hy het nie gewerk nie. Moer so groot verskil. Want van julle mansmense wil lekker lewe. Okay, jy weet nou kry my fucking voete koud. En nou lê die fucking hond.